Welkom. Vandag duik ons in 'n wêreld wat die meeste van ons nooit sien nie. Pediatriese vaskulêre chirurgie. Dis 'n veld waar elke millimeter tel, want die pasiënte is van die kleinste en broosste wat daar is. Dink gou daaroor na. Hierdie is nie 'n raaisel nie. Dis die daaglikse realiteit vir chirurge wat op babas en kleuters werk. Ons praat van are en slagare wat fyner en meer delikaat is as wat jy jou kan voorstel. Goed, hier is ons padkaart. Eers gaan ons kyk hoekom kinders so 'n unieke uitdaging is. Dan reis ons 'n bietjie terug in tyd om die pioniers te ontmoet. Daarna kyk ons na die ongelooflike beplanning wat ingaan, die tegnieke self in die teater, en ons eindig met 'n blik op die toekoms. Goed, kom ons begin met die heel belangrikste reël in hierdie veld. Die een ding wat alles anders beïnvloed. As jy net een ding vandag onthou, laat dit hierdie wees. Kinders is nie net klein groot mense nie. So, wat beteken dit in die praktyk? Dit beteken 'n chirurg kan nie net dink aan vandag se probleem nie. Die herstelwerk wat hulle nou doen, moet kan groei. Dit moet kan uitsit en aanpas soos daardie klein lyfie oor jare ontwikkel. Jy moet vir die toekoms opereer. Maar hoe het ons enigsins hier gekom? Wel, hierdie veld is gebou op die skouers van mense wat eenvoudig geweier het om onmoontlik as 'n antwoord te aanvaar. Kom ons kyk vinnig na hierdie pioniers. Kyk hierna, dit het letterlik eeue geneem. Ons gaan van 'n vage beskrywing in die 1500s, al die pad na 1967. En daar gebeur iets wat alles verander. Dr. Thomas Starzl voer die eerste suksesvolle leweroorplanting op 'n kind uit. Dit het beteken hy moes al daardie piepklein bloedvaatjies eer aan mekaar sit. Dit was 'n absolute deurbraak wat vir almal gewys het, ja, dit kan gedoen word. Nou, jy sou dink die moeilikste deel van die operasie gebeur op die tafel, reg? Wel, nie heeltemal nie. Die sukses van hierdie prosedures is 'n ongelooflike delikate balanseertoetjie wat lank voor die eerste insnyding begin. Dit kom basies neer op hierdie 3 pilare. Eerstens, tydsberekening. Soms is dit beter om te wag tot daai bloedvaatjies net 'n bietjie groter is. Dan antikoagulasie, hoe jy keer dat bloed klomp. By kinders is dit 'n heel ander storie. En laastens, narkose. Dis 'n spesialiteit op sy eie om so 'n klein lyfie veilig en stabiel te hou. En hier sien ons presies hoekom dit so anders is. By 'n volwassene is die stelsel redelik stabiel en voorspelbaar, maar by 'n kind, dis konstant aan die verander. Jy kan nie net 'n volwasse dosis vat en dit kleiner maak nie, dit werk glad nie so nie. Jy moet die dosis amper dag vir dag aanpas. En asof dit nie genoeg is nie, is daar nog die temperatuur. Pasgebore babatjies kan nie hul eie liggaamstemperatuur beheer soos ons kan nie. Hulle verloor hitte blitsvinnig. So, die operasietafel self moet 'n presiese temperatuur wees, net om te keer dat die baba gevaarlik afkoel. Dis hoe fyn die detail is. Goed, die voorbereiding is gedoen, kom ons gaan nou in die teater in. Dis tyd om te kyk hoe hierdie chirurge daardie piepklein hoofwee vir bloedvloei herbou. Hierdie aanhaling is basies die goue reël. Elke enkele beweging moet ongelooflik versigtig wees. Jy werk met weefsel dat so delikaat is soos natsneespapier. Die kleinste foutjie kan alles verwoes. Dis die A en die O van alles wat volg. Selfs iets so basies soos waar jy die insnyding maak is anders. Kinders het daai tipiese ronde, vaatvormige maagie. So 'n dwarsnit van kant tot kant gee die chirurg baie beter toegang. En, interessant genoeg, genees dit dikwels beter op daardie lyfies. En dan die gereedskap. Jy kan nie standaard instrumente hier gebruik nie. Dis soos om 'n horlosie met 'n hamer te probeer regmaak. Alles is in miniatuur. Baba weergawe van tange en skerre en spesiale klampe wat bloedvloei kan stop sonder om die delikate bloedvat te beskadig. Nou, hoe maak jy 'n gaatjie in 'n slagaar toe? Jy kan die kante net aan mekaar werk, maar dan kan die slagaar vernou. So hulle doen iets baie slim. Hulle gebruik 'n patch. Dink letterlik aan 'n lap op 'n fietsband. Deur 'n klein stukkie materiaal in te werk, verseker hulle dat daardie hoofweg wyd oop bly, selfs terwyl die kind groei. En soms kom daar 'n geval wat heeltemal nuwe denke vereis. Hier was 'n 3-jarige meisie met 'n ernstig vernoue aorta. Die slegte stuk was te lank. So, die chirurge het iets briljant gedoen. Hulle het 'n klein ballon agter die aorta geplaas en dit baie stadig oor 9 maande opgeblaas. Dit het die aorta letterlik aangemoedig om te groei. Toe kon hulle die slegte stuk uitsny en die gesonde punte aan mekaar reg. Dis nie net chirurgie nie, dis om saam met die liggaam te werk. So, dis die wêreld van ook chirurgie. Maar deesdae beweeg alles na iets nuuts, om dieselfde werk te doen, maar sonder die groot snye. Welkom by chirurgie deur 'n speldepunt. Maar hierdie nuwe tegnieke het hulle eie uitdagings. Kyk na daai syfer.
10%. Dis die kans op komplikasies net om 'n slaggaar binne te gaan by 'n kind onder 1 jaar oud. 1 uit 10. Al is die insnyding kleiner, is die risiko steeds ongelooflik hoog. En dit bring ons by 'n groot dilemma vir chirurge vandag. Gaan jy vir die groot oop operasie? Dis 'n moeiliker pad op die kort termyn, maar die herstel is dikwels permanent. Of kies jy die endovaskulêre roete? Makliker herstel, ja, maar daai oplossing sal dalk oor 'n paar jaar oorgedoen moet word. Dis 'n ongelooflike moeilike besluit. En hier is die kern van daai duursaamheidsprobleem. Die stents, daai klein metaalbuisies wat 'n bloedvat oophou, kan nie groei nie. Die stent wat jy in 'n 2-jarige insit, is dieselfde grootte as daardie kind 12 is, maar die kind nie. So wat gebeur? Die stent word te klein en dan is jy terug by die begin. Dit bring ons by die toekoms, by die groot vraag wat almal in hierdie veld vra. Kan ons materiaal ontwikkel wat slim genoeg is om saam met die kind te groei? Dink daaraan, 'n stent wat ingesit word en dan 'n deel word van die liggaam, wat uitsit en aanpas oor jare. Dit is die heilige graal. Om nie net 'n probleem vir vandag op te los nie, maar om 'n permanente oplossing te skep wat 'n hele leeftyd hou. Dis die uitdaging.